Die boek Openbaring het 'n waarskuwing. Niemand mag iets byvoeg of niemand mag iets uit hierdie boek wegneem nie. So, ek gaan uit van die veronderstelling met die boek Openbaring dat ek is in die vlees en omdat ek in die vlees is, mag ek misinterpreteer. Nie met 'n doelbewuste hart nie, maar omdat ons ek gaan nie sê gebrekkige kennis het nie, maar omdat ons altyd deur maar interpreteer. En almal wat hier sit, wat die Bybel lees, is 'n klein teoloog op sy eie, want almal interpreteer. En verskillende skrifte kan vir verskillende mense verskillende waarhede wees. En ek het gevind dat in 'n skrif daar 3-ledige betekenisse is, wat almal in lyn met mekaar loop. Okay. En om 'n skrif meer akkuraat te interpreteer, lees asseblief die hele hoofstuk, dat jy die konteks van 'n skrif kan verstaan. Party mense stuur vir my skrifte wat, as ek die konteks daarvan lees, dan hoop ek net nie dit gebeur met my nie. Dit wat vooraf gebeur het en dit wat na dit gebeur het, dit is die manier waarop ons, en ek sê altyd, as jy Bybelstudie doen, kry vir jou uit 'n hoofstuk 3 punte wat jou raak, of 3 skrifte wat jy uit daai hoofstuk uit kan kry. As jy byvoorbeeld die boek Johannes vat, of enige boek, en jy begin by Johannes hoofstuk 1, en jy haal vir jouself 3 verse daaruit, wat vir jou 'n waarheid is, wat jou raak. En jy 3 teksverse daar. Dis ook so met die studie van die boek Openbaring. Dan gaan jy na hoofstuk 2 toe. En jy gaan kry vir jou 3 teksverse daar, wat die hoofstuk vir jou omskrywend is. As jy aan die einde van Johannes kom, en jy vat al jou teksverse, dan gaan jy 'n lyn deurtrek. Dan gaan jy beter verstaan waaroor dit gaan. En dit is 'n baie eenvoudige studiemetode saam met die Heilige Gees. Dan gaan jy drade deurtrek. Okay. Met die boek Openbaring is daar 20 nuwe dinge wat begin in Genesis en 20 kom in die boek Openbaring tot 'n einde.